Krulkop klets met Leilani Kieter. Haai julle, ek weet julle is vreeslik opgewonde oor hierdie onderhoud net soos ek, want gister toe ek gepost het, ek gaan met Brisha gesels, het baie mense saam my opgewonde reply en gesê, hulle sien uit na hierdie onderhoud. So baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy is verskriklik besig en ja, dankie dat ons 'n bietjie kan gesels hier op Krulkop klets. Dis 'n groot plesier, dis my voorreg om hier saam met jou te kuier en net te gesels oor dit waaroor ons nie praat nie. Ek hou daarvan. Ja, nee, ek het nogal gelag toe jy dit sê, maar daar's 'n ernstige kant ook daarin, want onmiddellik het ek aan die stoeiery gedink of die boksery, weet vir 'n ou wat gesê het, ja, they don't know what we don't know. Anyway, daai hele sê ding, okay? Maar op 'n ernstige noot, ek het eintlik vroeër vanoggend met jou man gepraat, want dit is weird hoe klein die wêreld is, want ek was lank terug of 'n jaar terug nog, was ek die eienaar van Date Night SA. En jou man Renier was actually een van my kliënte gewees. Okay, en ons het vreeslik maklik daai tyd het ons net geklik. En ek sal nooit vergeet nie hoe hy my uitgevra het oor date idees, want hy het hierdie amazing vrou. Obviously het ek toe nou nie geweet as jy nie, okay? Maar dit was my so mooi toe ek nou een en een by mekaar sit, dink ek, wow, ek het daai al gedink, hierdie man love sy vrou. Ek het nie geweet as jy nie. Jy weet, dit is so special vir my. Jy het ons al bederf met 'n voucher deur Date Night SA. Ons het al gewen. Ek het al gewen by jou. Dis waar. Dis baie waar ek het dit vergeet, maar nou dat jy dit sê, dit is baie waar wat jy sê. So ek wil net vir jou sê, ek het vanoggend vir hom gevra om my voice note te stuur. Ek gaan nou nie die voice note speel nie, want ek's bang die klank gaan nou nie werk nie, maar hy sê net in die voice note, Renier sê dit. Hoe lief hy vir jou is, hoe goeie mens jy is, fantastiese ma jy is, en dat jy absoluut die lig in sy lewe is, soos jy die lig in ander mense se lewens is. Dit kom van hom. Dit is super spesiaal. Dankie dat jy dit met my deel. Jy skelm, wat maak jy agter die skerms? Ja, nee, kyk, ek glo liefde, oor hier is my tattoo liefde. So I'm all about love. Het ons dieselfde daar? Wat het jy vir my gewys? Ek het liefde. Okay. Alles gaan vir my oor liefde. Ek dink liefde is net die mooiste ding op aarde. Baie waar. Okay, ek wil met jou gesels. So ons gaan ja, ek sien daar's 'n bietjie van 'n delay, so sê maar net as jy my nie kan hoor nie. So obviously gaan ons 'n bietjie later gesels oor jou journey en die amazing werk wat jy doen, maar ek wil graag vir jou sê, ek is die tipe onderhoudvoerder wat ek wil jou 'n bietjie leer ken. Wie's jy? Wat jou gunsteling kos? Wat geniet jy van ouerskap? So ek wil weet waar kom jy vandaan? So kan jy my so 'n bietjie agtergrond vertel van waar het jy groot geword? Vertel my van jou ma en jou pa en of jy susters en broers het. Ek is gebore in Namibië, Leilani. Maar ek het nooit daar groot geword nie. Ek is eintlik van Italiaanse Goeie mense kom van Namibië af. Ja, verseker, en daar's nog familie daar. Ek is van Italiaanse afkoms en dit is waar my naam en my nooiens vandaan kom. En dit was my biologiese pa wat ek verloor het deur selfdood. So op 'n klein ouderdom het ons na Springs verhuis. En 'n paar jaar na my pa se dood het my ma weer getrou met die pa wat nou my pa is en wat 'n predikant is. So ek het groot geword as 'n predikantsdogter. En ons was nie lank in Springs nie, toe was ons in 'n klein dorpie in die Vrystaat in Frankfurt. En dit is waar ek meeste van my skoolloopbaan en my grootwordjare spandeer het. En ons is net 'n gesin van 4. Dit was net ek en my broer, net die 2 van ons. En dis die agtergrond wat ek vir jou kan gee. Ek is gebore in 'n klooster, nie in 'n hospitaal nie. En die snaakse loop van die lewe is die klooster is vandag 'n rehabilitasiesentrum vir dwelmverslaafdes. En jy het dit nie begin nie. Unbelievable. Ek het dit nie begin nie, maar dit wys jou net hoe 'n paar goed net uitgewerk het
om verder die pad van my storie of die storie van my pad te vertel. Wow, dit is nogal amazing. Hoorie sommer, het jy hard groot geword? Weet, was daar 'n drankmisbruik in jou huis? Kan jy my 'n bietjie van jou huishouding vertel? Nee, Lelani, ek het in 'n ongelooflike huis groot geword. Ek het streng groot geword, maar geen reëls en regulasies was uit verband uitgeruk nie. Ek het met ongelooflike waardes groot geword. Ek het met ontsettend baie liefde groot geword. Om as 'n predikantsdogter groot te word, bring maar sy eie challenges. Daar was maar 'n vergrootglas op ons as gesin. Dit het definitief letsels gelaat wat ek tot in my grootwordjare gedra het. Dit het altyd vir my gevoel of daar op ons gespioneer word. Ek kan nie altyd weggekom het met moeilikheid nie, dan het my pa daarvan geweet. So, of dit die feit is dat hy die predikant was en welbekend was in die gemeenskap, want hy is ook so ongelooflik in sy werk, en of dit klein dorpie syndroom was, weet ek nie eintlik nie, but it's a bit of both. So dit het definitief 'n impak gehad. Dit kom wel uit my verlede, Lelani, uit die Bianco familie kom daar baie depressie, as ook verslawing. So ek het my ouma aan selfdood verloor, my biologiese pa en my oupa was 'n alkoholist. Maar ek het nie op daardie stadium of enigsins in my grootword jare geweet hoe dit my gaan affekteer en dat dit deel is van gene, as jy dit dan nou so wil noem nie. Ek hoor wat jy sê, want toe Karl die onderhoud met my bevestig het, toe ek en hy bietjie gesels, hy het vir my gevra, weet hoe, toe ek nou regtig nie geweet, jy is Renier, jy weet, as 'n vrou, en ek het al met jou gesels, ek het nie daai prentjie in my kop gehad nie, weet wat ek sê. So, ek het toe sê ek vir hom, weet jy wat die groot rede hoekom ek graag met hierdie persoon wil praat, wat ek so follow op TikTok, is want ek is 'n slagoffer of nou 'n survivor van verkrachting. Ek was baie brutal verkragt op die ouderdom van 18, okay? En ek het net gevoel ek het 'n aanklank met jou oor seer en addiction en besluite en depressie, en jy weet, daar's 'n fyn lyn wat my en jou stories bietjie dieselfde is. Nie noodwendig die verkrachting nie, maar daar's, soos jy sê, gene, en dit is nogal 'n belangrike ding waaroor ek wil praat vandag, want ek het maar my eie issues, onder andere, en ek wil graag hê, wie ook al hierdie onderhoud kyk na die tyd, moet eerstens ophou om 'n opinie te hê oor ander, en tweedens 'n bietjie meer educated wees oor hoe dit werk. Nie laat ons verskonings maak nie, maar laat daar werklik partykeer 'n gene ding is. Hierdie is addiction, is dit's in jou gene. Jy weet, dis 'n siekte. Absoluut. Ek sê altyd is daardie probeer verstaan. So die vraag veral as dit kom by verslawing is nie hoekom die verslawing nie, maar jy moet eerder vir my vra hoekom die pyn. Want dit het gemaak dat ek die keuses gemaak het wat ek gemaak het. So op die ou end is dit 'n kombinasie van baie goed, nie net gene nie, maar dit is die vraag, Lelani, en dit is die punt wat moet oorkom. Nie hoekom die verslawing nie, hoekom die pyn. Kan ons oor selfmoord praat? Is jy gemaklik daarmee? Heeltemal gemaklik daarmee, Lelani. Ja, dis waarvoor ek staan, is ek wil nie meer stil bly daarvoor nie. Ek wil hê mense moet alles van die seer waar jy self in dit was, soos jy, tot iemand aan die kant wat dit beleef het en met die verlies daarvan moet leef, moet al die aspekte daarvan verstaan. Want as ons nie verstaan nie, en ons verstaan deur ander se stories te hoor, so jy moet jou storie dan deel, want dit is ook genesend vir jou, net soos wat dit vir my is om oor my storie te praat. En dit is hoe ons mense laat verstaan, want dit is op die ou end hoe ons die stilte en die stigma en die oordeel gaan breek, is as mense kan verstaan waardeur ons gaan, om meer met meer empatie ons te benader en dan meer uit te vind waaroor dit alles gaan. Ek weet mense kry om jou seer, I get that, en dis net, mense moet hulle oogklappe afhaal en begin besef, depressie
lyk goed ook. Goed. Dit is wat gebeur, Lelani, op die ou end, ons kyk gewoonlik na die mense wat swaar kry en verwag, dit is waar die tekens vandaan gaan kom en daai is die een wat nie wil aangaan met sy lewe nie. Maar as ek ook kyk na Boeta, dit het 'n paar maande voor sy dood met hom baie sleg gegaan, maar in die kort tydjie voor sy dood het dit met hom verskriklik goed gegaan. En baie mense het al daai stories met my gedeel, dat hulle dit nooit sien kom het nie, want dit het so goed gegaan met daardie persoon. En dis nie vir almal so nie. Ek was nog nie self op 'n punt waar ek al my eie lewe wou neem en waar ek op so 'n vlak met jou kan relate nie. Ek het dit meer om my gehad, my hele lewe lank, van 'n baie klein ouderdom af al het my broer probeer om sy eie lewe te neem. Ek dink op die ou end is die beste manier vir my om dit te verstaan as ek na Boeta kyk, is dit kom vir my daarop neer dat die wêreld op die ou end net te veel was vir hom om te dra. En ek probeer dit grasp van wat dit beteken. Ek het nou die dag 'n video daaroor gemaak, ek sal nooit die antwoorde hê nie. Hoekom en waardeur hulle gegaan het en wat dryf jou tot daai finale besluit? Vir my gaan dit daaroor. Die wêreld was net te veel om te dra. Daar is net nie, jy sien net nie die uitweg nie. En dit gebeur wanneer ons dit die minste verwag. Ons was eintlik vir my hele lewe voorberei op die dag wanneer dit sou gebeur, want dit het so baie gebeur. Hy het so baie gebeur om sy lewe te neem, dat ons geweet het, dat dit die manier gaan wees hoe hy eendag sou sterf, maar dit het nie daai oproep makliker of beter gemaak nie. En dit is die ware realiteit wat jy sê van depressie. En die wake-up call eintlik hiervan is, dit word net erger. It's not getting better. So as ons nie gaan wakker word en besef die realiteit van depressie waarin ons leef, en elke mens met wie ons interact op 'n daaglikse basis nie, is ons in vir groot moeilikheid, because it's only getting worse. En ek spreek nie doom en gloom op uit nie. Ek lees baie boeke daaroor, ek volg dokters wat die hele tyd navorsing daaroor doen. Dit is die wêreld waarin ons leef, met al die druk en alles wat daarmee saamgaan. Maar as ons onsself kan leer, as ons daaroor kan praat, as ons openlik daaroor kan praat, dan kan ons dit alweer vir onsself en vir die rondom ons beter maak. Ja, dit is baie waar, want ek het so 2017 het ek ek het gegaan en een van die beste dinge wat ek geleer het, né, is, en ek wens eintlik hulle wil dit aan in die laerskool leer vir 'n mens, dag vir dag. Dit is ek weet nie of jy saam met my stem nie, maar dit is maar een van die beste lesse wat ek geleer het. Drink net nie vandag nie. Doen net daai nie vandag nie. Of jy weet, porn of wat 'n addictions kan, gambling, koop, gym, jy weet, wat ook al jou dingetjie is, slaappille. Jy weet, almal het maar 'n dingetjie, en dit is ook nog 'n ding, né, is, my ouma het altyd gesê, ouma Anna met die glasoog, ek was baie lief, sy het altyd gesê, my kind, die grootste sonde is oordeel, en daai woorde is baie na my hart, okay, want sy het al gesê, dis die grootste sonde. En almal het 'n ding, want jy's 'n mens. Jy's net 'n mens. Skinder is ook 'n sonde. Jy weet, Baie waar, baie waar. En dag vir dag was een van die beste lesse wat ek in my lewe geleer het in 2017. En ek pas dit nogal toe, hoor. Ek weet, ek val 'n bietjie van die bus af partykeer, maar dan pas ek dit toe, want ek dink dit is, want dis eintlik my volgende vraag vir jou. Wat is die een ding wat jy vir jou kinders leer? Laat jy hulle nie eendag teen, obviously, jy sê nie vir hulle moet self pleeg nie, maar wat is dit wat jy vir hulle leer, in watter manier dat jy hopelik weet, maar jy het jou beste gedoen as 'n ouer, dat hulle nie
druggies uitdraai of diewe of selfmoord pleeg en daai tipe goede. So is jou rol as 'n ouer 'n bietjie moeiliker, dink jy? Ek is 1000% meer cautious. Omdat ek soveel navorsing gedoen het oor verslawing, geestesgesondheid, waar dit vandaan kom, wat is die risikofaktore vir my? Op 'n stadium het dit meer vir my gegaan oor wat in my tyd as verslawing gaan ek oordra in terme van gesondheid, goed wat dalk nog agterbly, so met swangerskap ensovoorts, al het dit eers baie later gekom. So toe het ek al begin navorsing doen en kyk, maar hoe lyk my pad met nog mensies in my lewe en wat uit my uitgebou word. Ek is nie blind vir die feit dat gene 'n rol speel in verslawing en geestesgesondheid nie. Die skrikwekkende realiteit daarvan is dat gene omtrent 50% daarvan uitmaak. Die ander is keuses, environmental factors, ensovoorts. En 50% is baie. En dit maak my ontsettend bang. En net omdat ek die pad gestap het en meer as oop is daarvoor, beteken nie dat ek nie teen dit beskerm gaan wees nie. Ek voel wel dat ek in 'n bevoorregte posisie is, waar ek so baie met dit werk en so baie oor dit praat en met die praatjies wat ek doen en my kinders word daaraan blootgestel. Hulle hoor die gesprekke, hulle sien my op die verhoog, hulle hoor as ek my video's maak, dit is 'n baie groot realiteit, day to day in hulle lewe. En ek dink dit maak die verskil dat ons elke dag daaroor praat. Maar dit beskerm my nie daarteen nie. So daar was al, my kindertjies het al 'n dip gevang en 'n geestesgesondheid dip en ons kon dit hanteer en ons kan daaroor praat. Maar so dit moet vir jou sê dat dit nog steeds met hulle kan gebeur. Maar ek is bang. Ek is regtig bang. Ek lewe nie in vrees nie, maar dit maak my natuurlik benoud, want ek het die pad gestap en vir wie wens ek dit nou toe? Ja, nee, absoluut. En sê vir my vrou, hoeveel kinders het jy en hoe oud is hulle nou? Ek het 2 seuns. Ek het 'n 10-jarige en dan is ek 'n teenage mom. Ek is 'n boy mom. Die tieneries weet mos alles. Ek het 'n teenage mom, ja. En dis eintlik ideaal, want ek kan baie goed verby hom hardloop, want hy kan uit 'n teenager perspektief ook met my praat, veral as ek die tiener se flit, jy weet, se taal bietjie wil praat. So hy gee vir my baie input, hy kan baie ook met my raas, moenie jou kamera so hou nie, moenie jou gesig so naby sit nie, jy lyk bietjie weird. Ek leer baie, ons leer baie by ons kinders. Ja, nee, dit is absoluut amazing, want dit is ook iets wat ek vir jou wil vra is, dink jy, en ek het 'n rede hoekom ek vra, want ek kyk vir 'n seun in die tronk, hy's nou 24, okay? En hy het drugs gebruik en toe hy obviously gesteel en toe hy was al 5 keer in die tronk in sy kort lewe. Dink jy maats maak 'n groot verskil in 'n kind se lewe? Maak nie saak hoe goed jy groot geword het nie, maak nie saak van die gene nie, bla bla bla, maar maats, verkeerde maats, is dit wel 'n faktor? 100%. 100%. Maar dit gaan nie ook net oor die verkeerde maats nie. Ek is geboelie op skool en dis deel van my storie. En dit het gemaak dat ek sekere keuses in my lewe gemaak het. Weer soos jy gesê het, ek blameer niks. Ek pas nie dit aan en sê boelies het gemaak dat ek die keuses gemaak het nie. Dit het my keuses beïnvloed. So deur die bullying het ek in standaard 7 op 'n podium gaan staan en vir die wêreld verkondig, nou gaan ek vir julle wys wat 'n dominee se dogter alles kan doen. So dit was, en toe is ek blootgestel daaraan. So it goes both ways.
ek het dit gaan soek en hulle het dit vir my gegee, maar ek het ook 'n keuse gehad en ek het seer gehad waarvan ek weggehardloop het, wat gemaak het dat ek daai keuses gemaak het. Maar vriende, groepsdruk speel definitief 'n rol. Toe ek uit skool uit is en ek het gaan studeer, ek is blootgestel aan al die middels deur vriende. En dan kom die groepsdruk van daai een gebruik het ook, daai een gebruik, almal in die groep gebruik dit. So vir my om deel te wees van hierdie groep beteken dat ek deel moet wees van wat hulle ook al gebruik. Dit speel 100% 'n rol, Lelani, verseker. Ja, want mense voel Keuse so van- aanlik en in daai oomblik voel jy maar iemand sien my raak. Ek word gelief, jy weet, ek word aanvaar want elke persoon op hierdie aarde, jy weet, ek het eendag 'n interview gekyk met Oprah Winfrey, okay? Sy het by Harvard skool gaan of by Harvard Universiteit gaan praat en na die tyd toe sê sy how did I do? Toe verduidelik sy hoekom sy dit gevra het is en ek was mal oor die onderhoud. Wat sy gesê het is van jy kan imagine die tipe mense wie sy al geïnterview het en sy sê elke een vra altyd vir haar na die tyd how did I do? Want ons as mens soek net aanvaarding. Maak nie saak van jou rol of jou status of jou beauty of jou intelligensie of niks. Jy bly 'n human being, né? Ons wil net gesien word. Ek maak daai baie duidelik in my praatjie. Absoluut, absoluut. It's a sense of belonging. En nog meer soveel as daar goed was, trauma, bullies, wat ook al uit jou verlede wat daai opvlam. Dit maak dit net erger. I just need a place to belong. En dit het definitief 'n invloed gehad op die keuses wat ek in my lewe gemaak het. Hoorie, ek het hierso iets geskryf oor triggers. Nou as 'n verkrachtingsslagoffer is daar sekere triggers, jy weet, soos ek kyk byvoorbeeld sekere movies nie, daar sekere scenes in flieks wat ek tog nog, weet jy wat ek dit trigger my net ek wil dit net nie meer kyk nie, want dit het maar 'n underlining van, jy weet, dit upset my tog maar bietjie, né? Al dink ek dit doen nie. So dis wat ek vir jou wil vra, is daar sekere goed wat jy in jou lewe heeltemal, jy weet, wat jy nie verby drankwinkels ry nie, of miskien sekere movies nie kyk nie, of sekere boeke nie lees nie, is daar goed wat jy in jou lewe moes aanpas, sodat jy nie kan teruggaan nie, want ek weet Heitjie Berg het eendag gesê hoekom hy teruggegaan het, dit is ook nou lank terug, want hy het een lyn Coke gesien lê in 'n badkamer by 'n Joel, né? En toe sy weer terug. So, watter veranderinge moet jy in jou lewe maak om regtig nie daai versoekings te kan, weet, ek dink jy weet wat ek probeer sê. Alles. Ek moes alles verander. Ek moes alles verander. Ek moes my vriende verander. Ek moes my omgewing verander. Ek het uit Johannesburg uitgetrek. So kom ek noem vir jou, daar's 3 goed wat uitstaan wat tot vandag toe nog vir my triggers is. En ek kan dit nie vermy nie, maar in terme van flieks en sulke goed in rehabilitasie, stel hulle jou al bloot aan sekere films wat jy moet kyk en deurwerk en dan staan sessies om dit te behandel. So in 'n veilige omgewing leer jy al hoe om met sekere triggers te deel. Tot vandag toe nog 'n rooi lighter. En ek meen, iemand kan net, ek kan enige plek wees en iemand kan 'n sigaret aansteek met 'n rooi lighter. Is 'n onmiddellike trigger vir my. Peach iced tea, so ek sal altyd lemon drink en nie peach nie, want die smaak het vir my 'n memory. En Johannesburg op sy eie. Nou, hier's die ding, ek is ten minste 1 keer 'n week in Johannesburg. En 'n mens leer om daarmee te cope, maar my pad is ook al lank van herstel. Dit gaan ook oor daai lifeline wat ons het. So ek kan in Johannesburg ry en iets kan gebeur en ek kan 'n trigger kry, maar wie is aan die ander kant wat ek kan bel? Jy moet my hier uitkry of jy moet my kom haal. Dit verskil van mens tot mens. Maar jy leer. Die grootste ding vir my was alles, Leonie, alles. Ek moes alles verander. Ja, want dit is nogal my raad aan hierdie kind wat aan die tronk ook is, jy weet, om te sê, luister, moenie terug aan Pretoria toe nie, want soos jy sê, verander, jy gaan letterlik jou hele lewe moet verander.
En wat sal jou raad wees aan enige ouer wat miskien hierdie kyk of enige iemand wat dit kyk en daai triggers het? Soos kom ons praat nou oor die rooi lighter. Nou rooi lighter, weet rooi is my favourite kleur en ek rook nie, maar weet vir my beteken dit obviously niks nie, maar 'n sekere reuk kan my weer trigger, maar ek het nou geleer met my triggers, ek raak rustig oor hoe hanteer jy jou triggers? Soos jy sê, jy weet onmiddellik jy kan iemand bel. So sal dit jou raad wees om te sê, hoorie, het altyd daai persoon wat jy kan bel. As jy nie in die hande kry nie, wat is jou plan B? So wat is jou raad vir triggers? Daar's baie verskillende goed wat 'n mens kan doen. Dit hang ook af wat jy geniet as persoon. Ek kan by my deur uitstap en ons bly in 'n natuur estate tipe estate, as ek dit so kan noem. Ek kan by my deur uitstap en ek kan opstap tussen die berge en op 'n koppie gaan sit. Dit het gister met my gebeur. Ek het net my takkies aangetrek en gaan loop en 3 kilometer later toe voel ek beter. Ek dink die ding is om jouself so gou as moontlik uit jou kop uit te kry. Daar is jy moet dink aan goed soos wat gaan my weghou om nou in my kar te klim, om te ry, om my volgende fiks te gaan haal. Wat is die ding wat ek kan doen vir my om nie my dealer te bel nie? Ek het die nommers op my foon nie. Het jy al daai basic stap geneem om van die nommers ontslae te raak? Ja, maar ons almal weet ook die dealer se nommers is in ons kop, want dit is die nommer 1 lifeline wat ons het. Maar wie is die volgende een op speed dial wat jy kan bel? Vir my gaan dit daaroor dat jy so vinnig as moontlik van daardie gedagte moet vergeet. En wat is die replacement? Vir rokers is dit 'n suigstokkie. Almal het hierdie replacements, maar gesonde nuwe habits en replacements vir dit. Daar's baie tips wat ek kan gee. Lelani, ek sê ook doen iets waarvan jy hou. Want as dit 'n slep vir jou gaan wees, dan gaan jy dit glad nie wil doen nie. Ja, nee, ek stem nogal saam met jou, want ek het met my praatjies ook altyd vir mense gaan sê, ek het nou wel gaan stap, maar as dans jou ding is, of swem, of wat ek al so gaan doen, daar stem ek regtig saam met jou, en wie ook al kyk is, ek stem daar 2000% saam, gaan doen iets wat jou regtig joy gee, genuine joy gee, want onmiddellik besef jy maar, en iets wat ek ook altyd vir mense sê, gaan herinner jouself ook aan wat jy het om te verloor, maar dan is ek baie nuuskierig oor die roos tattoo. Is daar 'n betekenis agter dit? Want dit soek nog is by jou, dis op 'n spesiale plekkie. Kan jy my vertel van dit of was jy so gedruk jy weet nie van die tattoo nie? Ek het 3 tattoos, Lelani. Ek het 'n vraag daaroor gekry verlede week vir die eerste keer in my lewe. Niemand wou ooit geweet het van my tattoos nie. My tattoos was nie aan my of op my of enigstens in my lewe gefeature toe ek 'n verslaafde was nie. Dit is omtrent nou 6 jaar vandat ek my eerste een gekry het. Ek het een op my pols wat staan vir geloof, hoop en liefde. En toe het ek in dieselfde week wat my boetie oorlede is, dis nie 'n roos nie, dis 'n poppie. So my tattoo is die poppie blom. Sorry. Dis baie mooi. So dis 'n A. Wow. Okay, vir sy naam. Hom is die heroïnblom. En ek en my broer was beide heroïn verslaafdes. So dit is deel van ons storie. Hy het ook 'n beautiful tattoo hier op sy hele ribbekas gehad met poppieblomme, baie mooi groot is, wat daai significance ook vir hom gehad het. En ek het onlangs nog een gekry op my arm waar ek my semikolon teken ingebring het. Hy's bietjie lig, hy's bietjie klein. So my semikolon moet daarom ook net daar wees, want ek sê jou storie is nog nie verby nie. So die poppieblom, 'n roos feature nie in my lewe nie. Sorry, ek het verkeerd gekyk, maar ek het baie daarvan gehou, want dis vreeslik fyn, maar ek is mal oor, ek hou eintlik nou baie van die storie agter dit, want ek hou van tattoos, okay, en tattoos is my nogal, ek het ook 3 tattoos en hulle het spesiale plekke in my lewe, so ek het nie 'n probleem met tattoos nie. Hoorie dan, weet, die kleur van die hare, hoe gereeld moet jy daai hare kleur? Hoorie wat, jy is beautiful, hoor. Jy is regtig my verskriklik mooi, maar wanneer jy daai potblou turquoise doen, dit pas jou so goed.
is dat, want ek weet hoekom Annerie van Purple Foundation haar hare pers kleur. I get that. Maar hoekom kleur jy hare? Hoe gereeld moet jy dit doen? Het jy 'n sponsor? Lelani, my hare is altyd dieselfde. Kom ons begin daar. Ek weet my hare verander letterlik op elke video en die mense kop dit nie. My hare word geaffekteer deur die lig. So as ek nou buite gaan staan, gaan my hare anders lyk. Ek is nou in 'n donkerder vertrek, so dit lyk nou weer anders. In my kamer lyk dit anders. Maar dit bly dieselfde kleur. My hare word elke maand gedoen. Dit was nie uit nie. Dit groei uit. Dis turquoise is my kleur. Ek is nie eintlik blou nie. Ek het al vrede gemaak daarmee dat mense praat van blou, maar dis turquoise. Dis my brand. Dis op my naels. My semicolon op my tattoo is turquoise, my watch strap is turquoise, my handsak is turquoise, my kar sleutels, my beursie. Hoorie, maar dit pas jou. Dis leefstyl. Pas jou. Dit Dankie. pas jou regtig waar mooi. Dit regtig word pas jou. Hoorie so dadelik, ek het skryf hierso Rodney Steele. Okay, sê gou vir my, hoe oud is jy nou? Ek is 43, maar ek is eintlik 21. Ja, nee, ek hoor vir jou suster, ek is 50 en ek voel 25. Maar toe ek op skool was, want ek sal ja, jy moet die significance daarvan verstaan. In 21 jaar het die mense ek was nog my sobriety verjaarsdag is vir my meer significant as my actual verjaarsdag. So I'm 21 again, because I was reborn. Dit is absoluut amazing en baie geluk met dit. Weet jy, ek kan nie dink dat dit, ja, so 21 jaar, want ek gaan nou oor dit praat, maar ek sê, toe ek op skool was daar altyd 'n ou wat ons skool toe gekom met Rodney Steele. Okay, en ek sal dit nooit vergeet nie, en hy het so oor die dwelms gepraat en al hierdie goeters, en jy weet, en tot vandag toe onthou ek hom, en ek dink dit is wat jy besig is om te doen, is, mense gaan ook enig oud wees en sê, ek onthou toe dat Tannie na ons skool toe gekom het, jy weet, en wat 'n verskil het wel aan jong mense se lewens gaan maak. So, Rodney Steele, wherever you are in the world, jy het 'n verskil in my lewe gemaak, en net soos wat ek glo jy maak, tans regtig waar 'n baie groot verskil in jong mense se lewens. Ek is mal oor wat jy doen op social media, moet asseblief nooit ophou nie. Jy praat uit jou hart uit, jy het 'n regtig baie mooi manier om 'n ding te sê. Hoe lank doen jy dit nou al? Die praat daaroor. Dit het nou hierdie jaar opgevlam. Kyk, my eie besigheid Semicolon, marketing en events is gestig 3 jaar terug, maar ek moes ook 'n inkomste genereer. So daar's verskillende bene van my besigheid en een van hulle is my advocacy werk. En toe ek nou sien die besigheid is op die been, toe besluit ek kan nou fokus op daai been en I'm going all in. So van hierdie jaar af het ek eintlik eers so vocal soos wat ek nou is, het ek eers begin om dit te doen. Ja, ek het al baie praatjies oor al die jare gedoen, maar nou is dit 'n mission. Sê vir my, na die plekke waar jy nou al van tevore gewerk het, is dit iets wat jy gevoel het jy moet vir hulle vertel? Is jy spyt of het jy dit nooit vir mense vertel nie? Nee, ek was nog nooit skaam oor my storie nie. Ek was vars uit rehab uit toe ek al genooi was met my eerste praatjie. En maklik vir die eerste 2 jaar na rehab was ek ontsettend besig. Geen inkomste daar uitgekry nie, net my ouers het al die besprekings hanteer en net met my gery van plek tot plek. Ek het so ver gegaan as Namibië om my storie te vertel. En toe het ek opgehou, want ek moes iewers op 'n punt my lewe weer aan mekaar sit en die stukke optel. Ek kan nie net 'n swerwer wees vir die res van my lewe nie, toe het ek opgehou. En toe trou gekom en ma wees het gekom. En daai seisoene is nou op 'n plek waar ek weer kan commit aan dit wat ek weet ek nog altyd voor gemaak is. Hoorie, so dan wil ek vir jou vra, want ek het in my 20's 2000 'n kameras gedoen, toe was ek 26. Toe het ek vir so 6 maande met iemand uitgegaan. Toe het hulle my voorgestel aan daai wêreld vir 'n rukkie. Jy weet, dit was in my ryf daai. Weet wat jy was goed stryk en hang en al daai goeters.
Dis 'n groot rywer, okay? Ek was mal oor. So toe het ek so 'n bietjie betrokke geraak in daai wêreld, maar ek sê altyd vir die Here baie dankie dat ek nie 'n addictive personality gehad het, want ek net eendag sê, weet jy wat? Nou op die koppie. Ek sê net okay, ek het heeltemal te veel energie. This is not for me, okay? Maar wat ek vir jou wil vra, ek onthou jare daar later het ek baie keer dan, jy weet as jy loop dan stap jy weet dan verbeel jou goeters. Weet as hulle noem dit 'n bang babbelas of 'n ding wat jy weet of jy ry. So, as jy so hektiek drugs gebruik het, okay? Wat bly by jou? Kry nagmerries, is daar nou nog goed wat het jy twitch? Jy weet is daar ietsie wat verstaan jy wat ek probeer sê, want jou brein word geaffekteer. Dit affekteer jou liggaam. Ek sê altyd ek is spyt vir 6 maande wat ek in my liggaam gedoen het, maar ek het 'n jol gehad, was lekker. Dankie tog, dit was klaar. Was op party, maar iemand soos jy nou wat seriously was oor dit, okay? You took it next level. Wat bly by jou? Jy weet, vertel my 'n bietjie daarvan. Ek glo ek het volkome genees en dat ek nie iets agtergehou het nie. Ek kan nie iets agterkom dat ek enige letsels daarvan oorgehou het nie. My discovery check-up aan die begin van die jaar het gesê ek moet net 'n bietjie meer vrugte eet, verder is ek 100%. Maar Hoe fantasties. I mean, ek weet nie hoe my brein lyk. Ek het in 21 jaar nie weer gegaan vir 'n MRI of 'n scan of 'n full scan of 'n ek voel fantasties. My vel is die beste as wat dit ooit was. Na rehab eintlik het ek so 'n breakout gekry. Daar's een ding wat ek gehou het en is memory loss. Ek is graag 'n spreker ook. As ek op die verhoog gaan, ek het altyd 'n skrip of kaartjies, want ek kan nie alles onthou nie. Memory loss is 'n groot ding vir my, maar daar's ook breinoefeninge wat ek kan doen om dit te verbeter. En drug dreams is baie algemeen. Ja, verseker, gaan nooit weg nie. Ek het 2 dae aan dit terug 'n drug dream gehad. Sal nooit, ek dink nie dit sal ooit weggaan nie. En wanneer jy wakker word, hoe voel jy? Ja, dis ontstellend. Gewoonlik gaan dit meer vir my oor wie saam met my gebruik het in die droom. Wie dit vir my gegee het en wie saam met my was. Die goeie van dit tot nou toe was dit was nog nooit mense uit my verlede of saam met wie ek gebruik het wat in my drome terugkom nie. Die middels is daar, maar dis nie dieselfde mense nie. En is eintlik mense van wie ek dit nie verwag nie, wat die middels vir my gee in my drome. So, ek maak nie veel daarvan nie, ek analiseer nie drome en gaan sien mense daaroor. Jy is nie upset die hele dag nie. Ek is nie upset die hele dag nie. Nee, dit kan in sulke oomblikke terugkom, maar dan is dit vir my, dit is 'n droom. Dit het nie gebeur nie. Dit is 'n droom. Dit's klaar. Help ek fokus daarop. Jy fokus nie op die negatiewe nie en gaan aan. Maar interessant genoeg met nuwe navorsing, definitief is daar skade op die brein, verseker. Maar wat hulle wel gevind het, is dit genees, ons brein genees. Die enigste ding wat navorsing nog nie kan wys nie, is hoe lank dit neem. So vat nou 'n bietjie terug na 'n dag in jou lewe toe jy nou 'n volslaa heroïne persoon was. Waar was jy? Waar het jy geslaap? Wat het jy gedoen om jou next fix te kry? Wie het jy gemanipuleer? Want sorry to say, maar druggies is manipulerend. Jo, of kom ek sê nie eens die woord druggies, so kom ek sê mense met addictions. Okay? Want ek ken 'n vrou, haar broer is verskriklik verslaaf aan slaappille. En hulle kan mense manipuleer. So vertel my, vat my net terug na 'n dag toe as ek wil dit graag net maar visualiseer. Na jou donkerste tyd in daai tyd. Ek dink die beste om dit vir jou te beskryf is die paar dae wat ek nie kan, ek het baie gaps van ek kan nie altyd alles onthou nie, my ma het al baie blanks vir my ingevul.
die rofste tyd was maklik die week, 2 weke of eintlik die 4 maande wat ek vermis was en net voor ek gevind is en toe alles verander het. 'n Dag in my lewe het bestaan uit op daardie stadium het ek nie 'n plek vir my eie gehad nie. Ek het 'n kriminele leefstyl geleef. Ek het onder 'n valse identiteit rondbeweeg sodat ek nie gevang kan word nie. En nie 'n plek vir my eie gehad nie sodat ek nie huur hoef te betaal nie. So my goed was byvoorbeeld in 'n plek, maar ek was nooit daar nie want die mense moenie kom klop vir die betaal nie. So ek het geswerf, ek het of in my kar geslaap of ek het saam met 'n boyfriend wat ek op daardie stadium gehad het ons het iemand ontmoet langs die pad of by 'n kuier of op 'n straathoek en oorgeslaap net by random huise op 'n bank of in 'n bed of waar ons ook hulle plek kon kry. En 'n dag het bestaan uit vroeg wakker word want dan het die onttrekkings al begin en jy het nooit genoeg oorgehou van die vorige dag om jou te dra na die volgende dag nie. Wakker geword met onttrekkings en of dan iets van jou eie gesoek wat ek kon verpand sodat ek gou geld kan kry vir my volgende fix of 'n kriminele daad oortree deur iets te vat wat nie myne is nie en te gaan verpand of verkoop vir geld om my volgende fix te kry. En dan was dit net genoeg dan maak jy kontak met die dealer, kry wat jy nodig het en dan gaan jy terug want nou moet ons weer die volgende fikse geld kry. So dit was oor en oor, doen die daad, kry die geld, gaan koop die fix, gebruik wat jy moet kry, kom net daardeur vir 'n uur of 2 en dan weer die volgende. Dit was die heeltyd 'n soeke na wat kan ek doen vir my volgende fix. Dis alwaaruit jou lewe bestaan. Waar kan ek steel? Waar kan ek skelm wees? Waar kan ek die wet oortree? Waar kan ek wat doen om geld te kry vir my volgende fix? Dis al waarvoor jy lewe, want jy kan nie met die onttrekkings deel nie. Jy kan nie met dit leef nie. Die vrees daarvan en ook hoe dit voel, jy kan nie. En dit is waaruit 'n dag bestaan het. Dis al waaruit 'n dag bestaan het. Een keer 'n dag sou jy kos koop, ietsie om te drink, gou ietsie om te eet, net soveel en ry in die kar, 'n bietjie geld ook altyd hê. Dit was altyd R100. Gooi net R100 in die kar. Want die res van die geld moet gebruik word vir die dwelms. So gooi net R100 en jy het letterlik 2 keer dealer toe gery, dan moet jy weer R100 spandeer op petrol. Want my kar was een ding waarvan ek nooit ontslaag geraak het nie, want dit was my belangrik om by die dealers uit te kom. Dis waaruit my lewe bestaan het. Uur op uur. Jy het gelewe vir uur na uur. Krimineel, dwelms, gebruik oor en oor en oor. Tot laat in die nag, slaap 'n klein bietjie en dan môreoggend begin dit weer. Dit klink exhausting. Dis baie Ja. exhausting. Dit moet exhausting wees as ek net dink, ja, ek weet nie wat om te sê nou nie, en ek hartseer. Ja, ek het, nee, dit is my hartseer, want weet jy wat, ja, ek het nou eintlik nie nou woorde nie. Maar dankie dat jy so baie eerlik is oor hoe so dag is, want ek kyk baie keer hierdie Netflix, hierdie YouTube goeders op, van Amerika en als, en dit breek my hart om te sien wat aangaan. Jy weet, hierdie fentanyl, hoe dit absoluut net society besig is om dit te destroy, en ja, so, maar ek wil nou nie oor Amerika goed praat nie, maar dink jy daar is in Suid-Afrika, want soos onder andere nou hierdie kind wat nou in die tronk is, né? Wat word van hierdie mense wat eintlik regtig waar wil regkom? Waar kan hy gaan werk kry? Watter raad het jy ook vir iemand wat kyk, wat sê, weet jy wat, ek gaan uit die tronk uitkom, of kom uit 3 uit, waarheen kan hulle, want hulle sukkel om werke te kry partykeer, of hulle, so al wat hulle doen is, hulle gaan maar nie terug, jy weet, het jy enige raad, is daar plek in Suid-Afrika vir hierdie tipe mense? Ek weet nie waar om te begin nie. As ek
vir jou 'n voorbeeld kan gee van dit waarmee ek besig is, ek het nog nie al daai lifelines in plek nie. Ek glo dit sal kom want ek stap in geloof en soveel deure gaan elke dag net nog oop wat hierdie droom en hierdie plan laat uitwerk. Ek het 'n plan vir nou tot op rehab, om mense al tot daar te kry. Die wil is natuurlik baie belangrik. Die ondersteuningsnetwerk. En dit is waar dit vir my seer is, want ek het nie daardie antwoorde nie. Die ondersteuningsnetwerk na rehab, want kom ons sê dis die eerste stap. Die eerste stap is jy steek jou hand op en jy wil gehelp word. Dan is dit rehab en jy voltooi 'n program. Die ondersteuning daarna is ongelooflik belangrik en ek is bevoorreg dat ek dit het, want daar's baie min wat dit kan sê. Nog 'n ma, nog 'n pa, 'n huis waartoe ek kan teruggaan, 'n ouerhuis, liefde, onvoorwaardelike aanvaarding, ondersteuning deur alles wat ek hulle aangedoen het en finansiëel geruïneer het en leef met hierdie siekte en praat nou weer oor al hierdie goed. Die ondersteuning bly net daar. En almal kan dit nie sê nie. Maar dit speel 'n ongelooflike rol in jou pad vorentoe. En op die ou end was dit ook nie net dit nie. Daar was soveel mense wat vriende ook van my ouers wat kom ondersteun het. En my eie ander nuwe vriende deur kerk en kerkorganisasies ondersteun en gemeenskapsorganisasies ondersteun, Sanka ondersteun, SADC ondersteun. Daar's soveel hulplyne en lifelines beskikbaar. Ek het nie vir jou die antwoorde oor waar kry mense werk en wat gebeur daarna nie. Dit is dieselfde soos die dag wat ek my voete uit rehab uitgesit het en teruggegaan het na my ouerhuis en nie geweet het hoe gaan môre vir my lyk nie. Nie in terme van gaan ek weer gebruik nie, maar wat nou? Ek was ook daar. Wat nou? Ek was nou in rehab en nou is ek by my maale en nou wat nou? As jy jou hand opsteek en vra vir hulp, glo ek dit sal vir jou uitwerk. Daai is 'n baie goeie antwoord. Net daai alleen is 'n goeie antwoord want dit moet by jou ook wil begin. Jy weet, dit is soos wat sal een akteur wat daai Rob Lou het eendag in 'n video gesien, dit so waar vir my gewees, want hy was ook 'n alkoholist en hy het gesê hy het dit nooit vir sy familie gedoen nie vir sy werk, hy het dit vir hom gedoen. Sodra jy daai besluit ook kan neem, dis vir jou, nie vir jou spouse of vir jou ouers of om daai werk te kry of daai rol of daai ding nie. Jy moet dit besluit vir jou. Jy moet eers daai besluit maak. Dan kan baie dinge verander actually. Ja, ek voel so passionate hieroor. Want weet jy wat, ek wil so graag mense help. Ek het nog al 'n regtig gesagte plek oor hierdie goeters en soos ek sê, ek is 'n bietjie geroer nou oor jou dag. Maar wat het gebeur dat jy nou rock bottom, want dis mos maar gewoonlik die woord, wat jy toe gesê het, okay, nou gaan ek rehab toe. Nou gaan ek my lewe regkry. Wat het gebeur dat jy daai call, want baie mense kom by dan sê hulle, dan gaan hulle rehab toe en ag dan laaste dit 'n paar dae of hulle, jy weet of mense gaan net weer almal rehab toe of hulle gaan AA toe of dit of dat en hou hulle op te 3 maande, 6 maande en as hulle weer terug, jy weet. So wat het gebeur met jou dat ek sê okay, enough. Ek was vermis en my ouers het my aangegee as 'n vermiste persoon en toe het ek een oggend wakker geword met die stemme van my ouers se stem en speerders wat my naam roep en toe kom my ma en 'n speerder in die gang afgestap. En as gevolg van die bedrog wat ek gepleeg het, is ek polisiestasie toegeneem. En voor 'n tronksel het my pa ultimatum aan my gestel of ek word toegesluit of ek gaan terug huis toe om gesond te word. En op daai stadium het ek nog die maklike uitweg gekies, huis toe. Wie wil nou toegesluit word? En toe het ek begin onttrek. So dit was vir my 'n kombinasie van tronk, maar ook onttrekkings, want ek moes daardeur. En die tweede dag het ek besef ek gaan dit nie maak nie. Ek het mediese intervention nodig om deur die onttrekkings te kom. En toe het ek vir my pa gaan vra omdat ek
asseblief wil rehab toe gaan. En die volgende dag is ek ingeboek in rehab. So vinnig het hulle werk gemaak daarvan. So dit was Hoe 'n lank was jy in kombinasie van rehab? twee goed. Askies? Hoe lank was jy in rehab? 5 weke. 5 weke is die langste termyn vir heroïnverslaafdes by Elim Kliniek in Kempton Park. En jy sal hulle aanbeveel ook. Nou, ek sal hulle definitief noem, maar bo die link ook. So jy sal hulle aanbeveel. So 5 weke toe is jy klaar en toe begin toe is jy skoon. Nog al die jare. Ja, absoluut. Jy het nog nooit gerelapse nie. Ek wil hande klap. Ek het nooit gerelapse nie. Ek het net 5 weke gedoen en dit is wat ek sê, dit gaan oor die quality of care. Ek is nie, en ek sal nog baie daaroor praat, ek is nie 'n voorstander daarvan, van rehabilitasies wat jou uit die samelewing uithaal vir maande en jare nie. Want ons grootste toetse is in ons day-to-day life, in die samelewing. So ek het intense terapie, mediese versorging, 'n detox, my Christelike fondasies en weergevind daai alles in rehab gekry. Ek was nog nooit weer terug nie, ek het nog nooit gerelapse nie en 5 weke was all it took. It was all it took. Baie trots op jou. En ek sal Elim met altyd aanbeveel, want ek weet wat hulle vir my gedoen het en ek weet wat hulle doen. Ja, 100%. Ek's regtig trots op jou. Well done, want weet jy wat? Well done. Sjoe, en soveel jare om nie te relapse. So jy drink geen alkohol nie ook nie. Nou, so jy sal nie met 'n celebration 'n glasie wyn drink of weet of sulke goed nie. Ek was vir baie lank na ek uit rehab uitgekom het 'n geheel afskaffer. Is dit die woord? Afskaffer. Ek het nie eers nagmaalwyn gedrink nie. Ek het nie medisyne gedrink wat alkohol bevat nie, geen. So ek sal net saam met familie, ek sosialiseer ook nie saam met vriende waar ek te veel kan drink nie. Alkohol was nooit my ding nie en alkohol maak my ook baie siek. So ek kan 'n cider drink en ek sal om 10 teen 1 nie klaar drink nie want hy gaan my of siek maak en ek hou nie van die smaak nie. Okay, interessant. Hoorie, ek het chat so lekker met jou. Ek wens ek het langs jou gesit en wens ek kon jou net 'n stywe drukkie gegee het. En ek is regtig bly ons het gesels en ek hoop regtig iemand wat hierdie video kyk het moed. Ons sal 'n bietjie jou webwerf en goeders insit waar mense jou kan follow en kan boek vir praatjies en daai tipe goeders. Ons gaan definitief dit in die post sit. Ek wil net vir jou net aan om die werk te doen. Jy weet, ek het baie uitgesien om met jou te praat oor my eie journeys en ook omdat ek kan dit verstaan. Jy weet ook, maar ek dink want baie mense het my gevra met my aanranding en verkrachting, maar hoekom praat jy nou oor dit? Toe sê ek vir hulle wel, na 27 jaar het ek net absoluut die Heilige Gees het vir my gesê, Leilani, dis wat jy nou gaan doen. En ek luister vir intuition in my kop en my hart, jy weet, so as jy dit nog nooit ontvang het nie, gaan jy nie verstaan wat dit is nie. En dis hoekom ek daaroor gepraat het vir 4 jaar, 5 jaar my gender-based violence activism werk gedoen het en toe is ek klaar. So I get dat jy dit na soveel al die jare jy het dit bietjie gedoen en toe weer begin doen, jy weet, maar good for you dat jy luister vir daai stemmetjie in jou. Good for you. Want baie mense ignoreer dit en hulle kry skaam en hulle overthink dit en hulle dink dis nie die regte ding nie. Wat gaan die mense dink? Jy doen die regte ding en dis wonderlik. Dit was vir my baie lekker om saam met jou te kuier. Dankie oor dit waaroor ons nie praat nie en dankie vir die geleentheid. Skrikkelik en jou ondersteuning en jou liefde. Dis reg so. Ek post dit, ek tag jou en ons chat gou weer, hoor? Ja, lekker. Krulkop klets met Leilani Kieter.